Goeienaand luisteraars, ek is Maritjie Maas Kokemoer. Misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het en ek nog gedink het koffie vervang slaap. Ek het my loopbaan in 1989 begin toe hare groot was, musiek hard was en ons nog gedink het 'n serial killer is iets wat net in Amerikaanse flieks gebeur. My eerste moordtoneel het 'n polisiebeampte vir my gesê, juffrou, staan liewer hier ander kant, die dood byt. Hy was nie verkeerd nie. Vir meer as 30 jaar het ek stories gevolg deur die donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale van hierdie land. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie en dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Net 'n waarskuwing, name en plekke verander soms, maar die waarheid, nee, die bly soos hy is. So sit die kettel af, ek is nie hier om jou bang te maak nie, maar trek jou gordyne toe. Ek is hier om die lig te hou op alles wat in die donker probeer wegkruip. So kom loer saam met my onder die lamplig, waar die donker dinge uiteindelik hulle vorm wys. Want as daar een ding is wat ek glo, is dit, die waarheid kruip altyd ergens rond. Ek is net hier om te kyk waar. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Ag asseblief julle, gee vir ons 'n paar reviews en sterre daar. Julle is ook baie welkom om vir ons 'n koffietjie te koop of 1 sent of 2 in ons donasieblokkie te gooi. Borgers, skrywers, ons soek julle. Stuur vir ons julle inligting na slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting. Asseblief mensies, ons vra julle met groot oë, comment op al die social platforms. Dis so ons weet julle luister en dit maak ons lus vir nog meer stories. Anders voel dit of ons in die void in stories vertel. Julle kan ook 'n droomwandelaar word. Gaan beloer dit, asseblief. So mensies, vandag gaan ek vir julle huiswerk gee. 2 taakies. Dis maklik, jy hoef nie te leer vir die toets nie. Nommer 1, soos ek al gevra het, comment op alles. En nommer 2, danksy aan Dirk Bindeman, shout out vir jou Dirk, ons wil hê julle moet asseblief vir ons foute uitwys. En veral as ek so Engelse woordjies of 2 inglip, Dirk hou nie daarvan nie, net vir pret. So, daar is julle huiswerk, en as julle dit nie doen nie, straf ek julle volgende week met die aakligste Engelse storie wat ek kan kry, of selfs 'n Russiese een, verbeel julle daai uitsprake. Of miskien 'n hele uur van Steve Hofmeyr se musiek, of miskien Kurt Darren. O nee, asseblief, ek wil nie dit doen nie. Doen julle huiswerk. Die man in die riete. Hier onder die lamplig glo ons dat sommige stories nie in die daglig gebore kan word nie. Jy moet hulle eers in die donker hoor. En vanaand wil ek julle vat na 'n landskap wat ek al jare lank vrees en bewonder. Die suikerrietlande van Durban Noord, Phoenix, Mount Edgecombe, KwaMashu. Dis plekke waar mense woon, werk, liefhet, maar ook plekke waar jy net 'n paar tree van die pad af kan stap en die wêreld sluk jou in. Tussen 1996 en 97 het dit gebeur. Meisies het verdwyn.
Vroue het nie by hulle werksonderhoude opgedaag nie. Families het gewag by vensters, by hekke, by taxilyne. En soms het wag verander in rou. Want eers in daardie groen doolhof het 'n man rondgeloop, wat die veld beter geken het as die mense wat hom moes vang. Die pers het hom later genoem The Phoenix Strangler, maar vir die vroue wat hom laaste gesien het, het hy net 'n stem gehad wat beloof het, kom saam, ek wys jou waar jy werk gaan kry. Luisteraars, dis tyd om die dossier onder die lamplig te plaas. As jy deel was van die KwaZulu-Natal in die 90's, sal jy weet, dis suikerriet oral, so ver as wat die oog kan sien, hoog genoeg om 'n mens heeltemal te verslind, dig genoeg dat selfs 'n gil binne minute stil word. Elke jaar voor oestyd word die riete aan die brand gesteek. ‘n donkerrooi muur van vuur wat kilometers ver sigbaar is. Mense stop soms langs die pad om te kyk. Dis amper mooi, amper poëties. Maar vir speurders is daardie vuur die duiwel se asem. Want rook en hitte los niks oor nie. Geen voetspore, geen vesels, geen bewyse. Dis soos om 'n moordtoneel in 'n oond te probeer ondersoek. En in 1996 word die eerste liggaam gevind, half verkoel, half begrawe. Geen naam, geen idee, net 'n vrou wat nie moes sterf nie. Toe kom die tweede, toe die derde, en toe weet hulle, hierdie is nie 'n toeval nie, hier is iemand tussen die riete. Hierdie vroue het nie taksies geneem, omdat dit lekker was nie. Baie van hulle moes kilometers ver stap, om werk te gaan soek. Phoenix, KwaMashu, Ottawa, Verulam, jy vat wat jy kan kry. Hulle het groot geword in 'n land waar die ekonomie nog besig was om asem te kry na apartheid, waar werk skaars was en hoop duur. Die meeste van die slagoffers was tussen hulle 20's en 30's. Sommiges het kinders gehad, ander het hulle ouers versorg. Hulle het die oggend opgestaan met gewone drome, kry werk, kry 'n beter lewe. Hulle name is so vaag in die hofrekords, nie omdat hulle nie belangrik was nie, maar omdat die veld en die vuur te veel van hulle weggeneem het. En die families, hulle wag, hulle vra wat niemand kan antwoord nie. Hoekom sy? Hoekom hier? Hoekom nou? Hoekom? The shop is here. We are here. Everything is sorted out. We'll call you if you need a pickup. Teen vroeg 1997 is die polisie gedwing om die stories aan mekaar te begin vleg. Die liggaamsposisies, die toestand van die klere, die verwurging en die plek, altyd naby paadjies waar vroue sou stap vir werk soek. Maar die veld was 'n slim vyand. Hitte, diere, ontbinding. Jy moet 'n speurder wees en 'n argeoloog. Tog begin 'n patroon vorm. Die vroue word gelok. Daar is 'n gesprek, 'n vertroue. En dan eers tussen die riete eindig dit. Die gemeenskap fluister dit al. Daar's 'n man wat werk beloof, moenie saam met hom gaan nie. Maar as jy honger is, werkloos is, en iemand kyk jou in die oë en sê ek kan jou help, dan volg jy. Jy volg, want jy wil glo iets gaan uiteindelik regloop. Speurders hoor telkens dieselfde ding van getuies. 'n Man, gewoon, nie vrees aan die hand nie, nie vreemd nie, net
normaal. Hy bied werk aan. Hy weet presies hoe om te praat. Hy sê hy ken iemand by 'n lodge, by 'n hotel, by 'n huishouding wat dringend hulp soek. En hy ken die kortpaaie deur die suikerriet. Kortpaaie wat reguit loop na die dood. Op hierdie stadium ken niemand sy naam nie. Hy's 'n spook, 'n skaduwee tussen brande. Maar die polisie weet teen hierdie punt. Hy's georganiseerd, hy's selfversekerd en hy gaan nie ophou nie. Voor ons verder gaan, wil ek vir 'n oomblik terugdraai na die vroue self. Want dit is maklik om 'n reeks moordenaar te bespreek, sonder om die mense te noem wat hy uit die wêreld gevat het. Die waarheid is, baie van die slagoffers se name is nooit wyd gepubliseer nie. Soms omdat hulle families beskerming wou hê. Soms omdat die toestand van die oorskot te erg was om hulle vinnig te identifiseer. Maar 'n paar van die verhale is bekend en hulle help ons verstaan hoe die jag begin het. Die eerste bekende liggaam, die vrou in die brandstrook. Sy is rondom April 1996 in 'n gedeeltelike verbrande rietland by Phoenix ontdek. Geen identiteitsdokument, geen handsak, geen skoene. Die patoloog kon net bepaal dat sy waarskynlik in haar late 20's was. Leidraad. Die verwurging was duidelik. Merke op die nek, gemaak deur materiaal wat nie saam met haar gevind is nie. Die polisie het die saak aanvanklik as 'n enkele aanval hanteer, maar die brandmerke het meer weggesteek as geopenbaar. Die tweede was Nomusa, 'n werksoeker. Nomusa, die naam is dikwels in die media gebruik, alhoewel baie nuusbronne dit gewysig het vir familieprivaatheid, was 'n jong ma van KwaMashu. Sy was op pad na onderhoud vir 'n skoonmakerspos by 'n lodge in Umhlanga. Sy is laas gesien saam met 'n man wat haar beloof het, "Ek ken iemand in Mount Edgecombe wat onmiddellik iemand soek." Haar liggaam is later in 'n afgesnyde rietstrook gevind. Ligte stukkies rooi stof nog aan haar skoene, tekens dat sy gestap het voordat sy van die pad af verdwyn het. Die leidrade was dieselfde verwurging patroon, selfde ontkleed toestand, selfde geografiese sone, naby selfgemaakte voetpaaie deur die riete. Dit was die eerste keer dat speurders gedink het, ons kyk na dieselfde aanvaller. In 'n latere toneel het speurders 'n liggaam gevind wat duidelik langer as 'n maand in die veld was. Die vuur het net die boonste deel bereik, maar een klein voorwerp het oorleef. 'n blou plastiekknoop, waarskynlik van 'n goedkoop hemp. Die knoop het nie gehelp om haar te identifiseer nie, maar dit het vir die polisie gewys dat die slagoffer waarskynlik vir 'n onderhoud aangetrek was. Net soos die vorige een. Net soos die volgende paar. Die knoop het 'n patroon bevestig. Die slagoffers was vroue wat iets beter probeer kry het. Hulle was aangetrek om te werk. Die oorlewende, hulle belangrikste leidraad. Dit word min genoem, maar een vrou het ontsnap. Nie sonder trauma nie. Sy is aangerand, maar sy het uit die riete gehardloop voordat die aanval voltooi kon word. Sy het later aan die polisie vertel van 'n man wat met haar gepraat het soos 'n vriend, die paadjies deur die riet perfek geken het en gesê het hy wil haar wys waar sy gehuur kan word. Sy kon sy gesig net gedeeltelik beskryf, maar haar beskrywing van sy stem, kalm, gewoon, geen dialek wat uitstaan nie, het polisie laat besef hulle soek nie 'n monster tussen monsters nie, maar iemand wat lyk en klink soos enige gewone man. Haar getuienis het die ondersoek 'n rigting gegee, 'n rigting wat direk na Sipho Tshwala sou lei. By een van die tonele kry speurders 'n klein vuil lapfragment, 'n stukkie materiaal wat nie aan die slagoffer se klere behoort het nie.
Toe dit getoets word, bevat dit manlike DNS. En dit is die monster wat uiteindelik deur die stelsel gehardloop word en perfek ooreengestem het met die DNS-profiel wat in 1994 by Tshwala geneem is. Daardie klein stukkie lap, nie groter as 'n palm nie, het die jag laat draai in 'n vangslag. Dis vreemd, nee. Die veld kan iemand verslind, 'n vuur kan spore uitvee, tyd kan name vergeet. Maar 'n knoop, 'n stukkie lap, 'n merk op 'n nek, dit kan die waarheid vertel soos niemand anders nie. Die vroue wat ek nou van vertel het, is net 4 uit baie. Maar hulle stories vorm die fondament van die waarheid wat uiteindelik uit die brand uit opgestaan het. Want moordenaars probeer altyd in die stilte verdwyn, maar lyke praat altyd hard. En hier, luisteraars, draai die storie. In 1994 is 'n man gearresteer vir 'n verkrachtingssaak, maar hy is vrygespreek. Sy DNS is egter in die stelsel gelaat, 'n routinehandeling wat daardie jare nog redelik nuut was. Nou, 3 jaar later, loop die forensiese laboratorium die nuutste monsters van die Phoenixveld deur die databasis. En die rekenaar stop. Dit kry iets. Sipho Mandla Agmata Tshwala, gebore in KwaMashu, onopsigtelik, 'n fabriekwerker, 'n man wat elke draai en voetpad van Phoenix se rietlande geken het. Die polisie kyk na die uitslae en hulle weet, dit is hy. 14 Augustus 1997, 'n donker oggend voor sonsopkoms. Besters onformele nedersetting net buite Phoenix. Die polisie storm 'n shack binne. Daar sit hy. Tshwala kyk op, sonder verrassing, sonder vrees. Net 'n kalmte wat meer ontstellend is as enige skreeu. In sy kamer, klere met bloed, stukke materiaal, klein leidrade wat saam die omvang van sy misdade begin skets. Hy word stil weggevoer. Die mense van Phoenix word wakker, sonder om te weet dat die man wat hulle kinders gevrees het, nou in boeye sit. In 1999 begin die verhoor. Die galery is stampvol. Familielede hou foto's vas. Speurders sit soos mense wat uiteindelik in 'n storm kan asemhaal. Die aanklagte word gelees. 16 moorde, verkrachting, pogings tot moord, aanranding. Getuies vertel van hulle laaste oomblikke saam met Tshwala. Forensiese kundiges verduidelik hoe verwurging die oorsaak van dood was. Weer en weer en weer. Tshwala sit meestal stil. Hy kyk na niemand nie. Hy kyk deur die regter. En toe die regter die vonnis lees, meer as 500 jaar, is dit nie eers 'n skok nie. Dis bloot reg. Dis die erkenning van 16 lewens wat nooit die kans gekry het om voort te gaan nie. Vandag ry duisende mense daagliks verby die plekke waar die vroue se liggaam gelê het. Die riete groei weer. Die brand kom elke jaar terug. Die grond dra sy geheime. Stil, soos altyd. Maar mense vergeet nie. In Phoenix praat hulle nog van die jare toe jy jou dogter nie alleen winkel toe laat stap het nie. In KwaMashu onthou mense die waarskuwingsstem. Moenie met 'n vreemdeling saamstap vir werk nie. Die veld is mooi. Die veld is gevaarlik. En die veld onthou. Baie dankie dat julle vanaand saam met my deur hierdie donker paadjie geloop het. Die Phoenix Stranglers se storie is nie net een van moord nie. Dis ook 'n storie van armoede, van kwesbaarheid en van 'n land wat nog geleer het hoe om sy mense te beskerm. Volgende keer onder die lamplig kyk ons na nog 'n saak waar die skadu's langer is as die dag en waar die waarheid net gewag het vir iemand om 'n lig aan te steek. Slaap veilig en moenie vergeet nie.
Dit is nie net wat ons sien wat gevaarlik is nie. Dit is wat ons nie sien nie, tot dit te laat is. Lekker slaap.